Goeiedag en hartelijk welkom hier op Reguit met Robinson op Litnet. Regerings wêreldwyd verwerk nog die skok nadat Amerikaanse president Donald Trump die internasionale handelsorde feitelik oornag op sy kop gekeer het. 'n Handelstarief van 10% word deur die bank opgehef teen lande wat met die VSA wil sake doen. Die optrede is deel van die oorkoepelende doelwit van Trump om die onwettige invloed van vlugtelinge en dwelms te staai. Ook om balans te bewerkstellig in die waarde van goedere wat die VSA koop van ander lande teenoor wat hulle van die VSA koop. En gewoonlik is dit maar 'n negatiewe prentjie. Lande wat as die ergste sonnebokke beskou word bykomend gestraf, soos Kanada met 25%, China met 54% en Suid-Afrika met 30%. Ons gas is ekonoom Rudolf Botha, hy is 'n ekonomiese raadgewer vir die Optimum Beleggingsgroep. Wel, baie welkom Rudolf, lekker om met jou te gesels. Hoe het dinge skeef geloop dat ons by hierdie punt gekom het? Dit is aan die een kant 'n raaisel. Wat Trump nou gedoen het is 180 grade verskil het van president Ronald Reagan, wat ook 'n Republikeinse president was, sy standpunt oor tariewe, wat die regte standpunt was destyds, waarin hy ook verduidelik het dat een van die redes waarom Amerika langer geneem het om van die Groot Depressie te herstel, is omdat daarso, ek vermoed deur die demokratiese deel van hulle regering, was daar toe destyds ook so 'n tariefverhoging wat in plek gestel is, om kwansies nou Amerikaanse fabrieke te help om vinnig te herstel, na daardie geweldige onstuimige tydperk in die wêreld se geskiedenis, kort na die Eerste Wêreldoorlog, toe nog die Groot Depressie en iets meer. En dit het presies die teenoorgestelde uitwerking gehad, en hulle sou nooit weer daai fout maak nie, tot nou toe. Dit is nou amper 100 jaar later, en hier kom 'n Republikeinse president, en hy doen presies die teenoorgestelde van wat een van sy beroemde voorgangers gedoen het, wat Amerika in 'n tydperk bestuur het met sinvolle beleid, waarin hulle ook hulle ekonomie mooi laat uitbrei het. So dit was heeltemal uit die bloute uit. Niemand het dit sien kom nie. Wat wel op die kaart was, en ek het dit toevallig opgetel. Ek het in my gereelde samesprekings met Lawrence Smith, François Botha, Eugene Versaghi, die van die Optimum Beleggingsgroep, het ek vir hulle gesê, hier kom in 'n stadium dalk moeilikheid, veral as die demokrate sou gewen het. Want ek is seker enigiemand sou geloer het na die feit dat Amerika het 'n reuse handelstekort. Net om vir die kykers dit in perspektief te stel, Suid-Afrika het verlede jaar vir die 8ste agtereenvolgende jaar het ons 'n handelssurplus gehad, maar nie in dienste nie, net in goedere. En een van die baie foute wat Trump maak, is dat hy staar hom blind teen jou handelsbalans op goedere, waar hulle 'n reuse tekort het. Maar dit is nie 'n probleem nie, want hulle het 'n groot surplus op die dienste rekening van hulle betalingsbalans. En dit is waar die toegevoegde waarde lê vir die na-industriële lande, soos Amerika, waar die dienste sektore tussen 75 en 80% en selfs hoër van hulle BBP is. In Suid-Afrika is dit 'n bietjie laer, maar onder die ontwikkelende lande, die sogenaamde ontleikende markte, is ons dienste sektore as persentasie van ons BBP ook baie hoog. Dis hier diep in die 60, hy vat so aan 70%. Maar hierdie optrede van hom het almal omkant gevang. Wat was sy doel? Sy doel was baie duidelik. Hy wil teoreties wil hy die Amerikaanse handelsbalans regryk, maar soos ek probeer verduidelik het, regryk is hierso 'n tweesnydende swaard. Dit is nie 'n begrip wat sommer net so klinies is nie. Daar's niks mee verkeerd, niks in die wêreld daarmee verkeerd om 'n handelsbalans tekort te hê nie. Weet jy, Freek, ek het vir dekades lank vir my ekonomiestudente by verskillende universiteite, RAI, Tukkies, en by Gibbs, die sakeskool, het ek vir hulle verduidelik, en hulle het baie goed gesnap, dat indien 'n land byvoorbeeld besig is om sy infrastruktuur
op te knap, soos wat ons moet doen, dit vat net 'n bietjie lank, dan gaan daardie land baie masjinerie en toerusting invoer. Indien 'n land besig is om oor te skakel na hernubare bronne van energie, dan gaan hulle baie sonpanele en die gepaardgaande toerusting, soos die omskakelaars en die batterye, gaan hulle dit invoer. En as mense om daardie rede nou 'n betalingsbalans tekort het, is dit nie sleg nie. Dit is goed, want kapitaalvorming vandag skep werk en ekonomiese groei in die toekoms. Maar sy doel was om Kwanseis, wat hy sê, is om Amerika nou weer groot te maak, en dan gebruik hy die term werk te skep by fabriekswerkers. Dit gaan my verstand te bowe, dat hy nie besef dat die werksgeleenthede in Amerikaanse fabrieke is baie, baie minder as in hulle dienste sektore, veral hulle finansiële dienste sektore. Daar waar hulle die nuwe kunsmatige intelligensie uitwerk, maatskappye soos Microsoft, Tesla, Nvidia, ek dink baie van die kykers is direk of indirek belê in daardie maatskappye. Hy verstaan baie duidelik nie ekonomie nie, maar wat my nog meer bekommer is, hy het tog raadgewers in die Amerikaanse publieke administrasie, hulle departement van handel. Verstaan die mense ook nie ekonomie nie? Kon hulle nie van verduidelik het nie dat al wat hy nou besig is om te doen, is hy's besig om Amerika te verarm en hy's besig om die res van die wêreld te verarm. Want dit is die een ekonomiese beginsel waaroor bykans geen ekonoom, en veral nie die wat hulle soutwerk is nie, ooit sal verskil met mekaar nie. En dit is dat wanneer jy 'n wig indryf in die proses van internasionale handel, in en uitvoer, maak nie saak of een land meer invoer en 'n ander land meer uitvoer nie. Maar wanneer jy 'n wig indryf, dan is dit tot die wederwysige nadeel van albei lande. En dit is hoekom president Ronald Reagan ten doel gehad het, en hy het daarmee geslaag, is om tariewe te verlaag. Trump doen presies die teenoorgestelde as wat hy veronderstel is om te doen. Dit is skrikwekkend. Maar hy het die mense van Amerika beloof dat hy gaan pryse afbring. Maar dit lyk nie asof dit gebeur nie. Weet jy, die man en sy raadgewers se gebrek aan ekonomiese insig is werklik verstommend. Mens sou meer verwag het. Ek meen, Trump is teatraal en as jy weet, hy's uit 'n maglus wat ek lanklaas in my lewe teëgekom het, maar sy raadgewers, dat hulle nie kan verstaan dat wanneer jy nou 'n tarief het op produkte van ander lande, en van daardie produkte is noodsaaklik vir byvoorbeeld sekere voedselprodukte, insette vir hulle fabriekswese, intermediêre insette, dan is jy mos uit die aard van die saak besig om die pryse te verhoog. Daardie pryse, daardie tarief, nie die volle tarief nie, dit sal nou afhang van 'n klomp tegniese ekonomiese faktore van die soepelheid en die winsmarges en dies meer, maar 'n groot wesentlike persentasie van hierdie tariewe gaan afgewentel word aan Amerikaanse verbruikers. As dit gebeur, en inflasie in Amerika sou nou weer begin styg, dan bly die rentekoerse in Amerika hoog, dan word dit baie moeiliker vir mense om huise te koop. Ons het dieselfde probleem in Suid-Afrika met hierdie hoë rentekoerse van ons. As mens net kyk na die Better Bond Index van huislening aansoeke in Suid-Afrika, hy het geweldig teruggesak vandat ons monetêre beleidskomitee ons rentekoerse na die hoogste vlak in 15 jaar geneem, wat totaal onsinnig was, want ons het nie verlaag inflasie. So Trump is besig om homself in albei voete te skiet. Ken jy sê daar's 'n resessie op pad, glo jy dit? Ek is nie so seker, Freek, oor die resessie histories nie. Trump se styl, en ek dink jy is bewus hiervan. Trump se styl is om soos Billy the Kid, jy weet, die ou cowboy daar, in te klim en te kere te gaan, jy weet, vol bravade. En dan oor 'n rukkie, ons het dit gesien met die aanvanklike tariewe wat hy op Kanada gehef het. En dan, na 'n rukkie, dan is daar van sy raadgewers wat ook daarom nou ietsie weet van ekonomie, hopelik, wat vir hom sê, nee, maar wag 'n bietjie,
ons het daardie tariewe wat hulle hef op ons produkte het ons miskien 'n bietjie oorskat. En dan sy wel bereid om 'n bietjie 'n standpunt in te neem. Maar hy is ongelooflik onvoorspelbaar. En ek dink dit is die groot gevaar, veral ten opsigte van die sekuriteit, internasionale sekuriteit. En ek praat nou spesifiek van 3 baie belangrike konflik plekke in die wêreld. Die een is China, Taiwan, die ander een is die Midde-Ooste, maar dit is voortslepend, en die ander een natuurlik is Oekraïne en Rusland. Want ek meen die Vader alleen weet wat hy gaan aanvang in daai gebiede. Mense het nie iemand soos hy nodig om daar enigstens betrokke te raak nie. Eerder die Europese Unie en NAVO. Dit blyk dat president Trump ekonomiese reëls meng met politiek. Freek, jy's heeltemal korrek. Tot onlangs was die debat hier by ons gewees rondom AGOA, die Africa Growth and Opportunity Act, soos dit bekend staan, wat ons toelaat om sweterjoelprodukte na Amerika toe uit te voer sonder enige tariewe. En daar's 'n klomp deelnemende Afrika lande uit die al van die saak uit, maar daar is al in die verlede Afrika lande uitgesluit, afgeskop van AGOA af, omdat hulle binnelandse beleid diskriminerend was, of in 'n mate seker ook anti-Amerikaans of anti-demokraties en iets meer. En toe was die debat in Suid-Afrika oor, gaan ons op AGOA kan bly? Nou het die debat heeltemal geskuif. AGOA is in sy kanonnen wat my betref. Ja, dat beteken nou niks. Maar AGOA is nie meer 'n agenda item nie, op die sakelys nie. Ons gaan afgeskop word. Dit is feit accompli, soos hulle sê. Maar hy het sy mes in vir ons. Ek het 'n vinnige berekening gedoen. Die gemiddelde tarief op alles wat ons na Amerika toe uitvoer is in die orde van tussen 5 en 10%. Nie 60%, soos wat sy raadgewers beweer nie. Dit is absolute twak. Dit is leuns. Nou vra jouself af, maar hoekom sal hy so iets doen? Jy weet, daar's hier en daar 'n produk. Ek het so 'n vinnige lysie en ek dink die kykers sal dit interessant vind, maar die produkte wat ons wel op tariewe hef, wat ons by Amerika aankoop of invoer, sluit 'n redelike klomp staalprodukte in, maar dit is so tussen 5 en 30%. Aluminiumprodukte ook so tussen 10 en 30%, implemente ook. Die grootste sonnebok hierso is trekkers. Jy weet, ons landbouers kan nie sonder trekkers nie. Meeste van ons groot landbouers. En ons hef 'n tarief van omtrent 25% op ingevoerde trekkers en onderdele. Ek kan nie glo dat hulle dit nie al geskraap het nie. In Frankryk kry 'n boer tussen 40 en 50% subsidie van sy regering. In Suid-Afrika word 'n boer ekstra belas deur die regering van ons. Maar waar 'n mens nou regtig waar die bloed begin kook, is die feit dat, dis baie duidelik, as mens kyk na ons gemiddelde tarief op Amerika, dit is nie 'n kwessie hierson nie. Hulle hoef ons nie te straf oor daai rede nie, hoegenaamd nie. So wat kan die rede wees? Wanneer jy in dieselfde week, wat jou ambassadeur elke protokol van diplomatie verbreek en uitgeskop word uit Amerika uit, wanneer jy in daai selfde week mense van Iran en Cuba nooi om jou te kom adviseer oor kernkrag, dan is jy besig om droog te maak op groot skaal. En dan soek jy moeilikheid met iemand wat jy liefs nie moet moeilikheid soek nie. En dan kry jy 'n 60% tarief. So ons regering se klaaglik mislukte buitelandse beleid. Dit is altyd voorgehou asof ons is, met Engelse woord te gebruik, non-aligned. Dit is absoluut nonsens. Ons kies kant. Ons kies al vir jare lank, kies ons kant. Ons kies kant, wie se kant? Ons kies Zimbabwe, Venezuela, Iran, China, Rusland se kant. Hierdie is skrikwekkend. En die regering is gewaarsku. Die regering is gewaarsku deur 'n sweterjoel van mense wat deeglike kennis hiervan het, insluitende my goeie vriend Theo Venter en ander. Maar hulle het hulle self nie gesteer daarin nie, want hulle noem mekaar mos ook comrades, wat 'n term is, 'n aanspreekvorm is, wat mens gewoonlik in 'n militêre diktatuur kry, soos in China. Hierdie is 'n vrye mark demokrasie, en ek wens die ANC wil gewoond raak daaraan.
Is China ook bijvoorbeeld met zijn eie spel om te kijken hoe in hoge mate hij die wereldorde kan veranderen tot zijn eigen voordeel en tot nadeel van andere, soos Amerika natuurlijk. Ja, ongetwyfeld, ek is baie bly, Fred, dat jy China nou in die prentjie ingebring het, want die wortel van die kwaad ten opsigte van Amerika se bekommernis oor produkte wat in hulle land instroom, afgesien van die feit dat die lande wat nou na hulle toe uitvoer ook nou tariewe hef op Amerikaanse produkte wat hulle invoer, maar afgesien daarvan is daar 'n situasie waar China subsidieer, en dis wel bekend, en daar is 'n deeglike navorsing oor gedoen. Nou mens net onthou dat amptelike data oor tariewe, subsidiering in en uitvoer in China is nie betroubaar nie. Iemand het een keer gesê, een van die Amerikaanse senior staatsamptenare het een keer dit baie mooi gestel in Engels. Hy het gesê, the Chinese are parsimonious with the truth. En dis 'n feit, maar almal weet dat China subsidieer hulle uitvoerders. In so mate so dat dit op storting neerkom. Nou dit is 'n baie bekende ekonomiese begrip. Iemand wat ekonomie al geswat het, sal weet wat dumping is, die Engelse dumping. Dit beteken, dit gebeur wanneer 'n land sy uitvoerders in so mate subsidieer, dat hulle uitvoer teen laer as kosprys. En volgens die Wêreldhandelsorganisasie is dit 'n ekonomiese misdaad, maar die Wêreldhandelsorganisasie is soos 'n hond met een been en geen tande nie. En soms so 'n klein hondjie waarvoor jy nie eintlik baie bang hoef te wees nie, want hulle het geen magte nie. Maar almal besef dit. So nou die situasie is as volg. Sê maar byvoorbeeld Kanada voer nou aluminiumprodukte in van China af teen laer as kosprys. En nou gebruik hulle dit as 'n intermediêre inset in 'n ander produk, miskien 'n lugversorger of wat die geval ook al mag wees, ander toerusting, miskien elektriese toerusting, en dan voer hulle daai produk nou na Amerika toe uit. En ek dink ons kykers besef nou wat is besig om te gebeur. Kanada, jy weet, hulle het eintlik geen kwaad gedoen in hierdie stadium nie, maar hulle het goede ingevoer van China af, wat teen laer kosprys ingevoer is. En dit is verkeerd. En dit moet reggestel word, maar hoe gaan jy dit regstel? Ek dink die hele wêreld moet begin om, in plaas van Amerika teen alle lande tariewe instel, ons moet tariewe op China instel. Ek is ernstig, alle lande, om vergelding vir wat hulle aan ons gedoen het. Dink maar net aan die Suid-Afrikaanse klere- en tekstielbedryf. In Kaapstad was daar 30, 40 jaar gelede, was daar 'n sweterjoel, wat hulle genoem het factory shops, waar mens klere kon gekoop het. Miskien is daar nou die een mou bietjie korter of so, die kleer was nie wat hulle wou gehad het nie, teen 'n appel en 'n ei. En daar was dosyne klerevervaardigers, in Durban ook. Waar is hulle vandag? Ons mark het net, hulle het net ingestroom hier na ons toe, met hierdie gesubsidieerde invoering, wat al lank al 'n wrevel is vir baie ekonome in Suid-Afrika. So die probleem met China maak hierdie hele onderwerp natuurlik baie meer ingewikkeld. Nou, wat is die implikasie vir Suid-Afrika? Baie prakties gesproke, ons weet ons stuurprodukte die land uitvoere, soos citrus byvoorbeeld, maar hoe in die geheel dink jy in terme van geldwaarde sal ons geraak word deur die toepassing van hierdie tariewe? Ek weet, Freek, ons kan, hier is twee kwessies hierso. Die een is, wat kan ons ekonomies doen, op ekonomiese terrein, en wat kan ons meer op die politieke, diplomatieke terrein doen. Ek kan nie sien dat ons regering gaan om verskoning vra vir sy toenadering tot lande wat gesore vyande is van Amerika en van demokrasie en ook van die Christendom, soos Iran. Ek kan nie dit sien dat hulle dit gaan doen nie, en ek sal baie graag wil sien dat een of ander agentskap 'n opname doen onder mense om uit te vind wie in Suid-Afrika ondersteun die ANC se vriendskap met Iran. Ek persoonlik glo dit is bitter min
van ons van die hele landse bevolking wat dit ondersteun. So daar sit ons met 'n tamaletjie. Ten beste kan ons daarvoor hoop dat hulle sal die Amerikaners probeer oortuig daarvan dat hulle is eintlik dat ons eintlik neutraal is, maar dan moet hulle dit begin bewys. Dan moet hulle dit begin bewys en hulle neuse uit ander lande se sake uithou, insluitende die Midde-Ooste en die konflik in Oekraïne en ook die situasie tussen Taiwan en China. Maar ekonomies gesproke, met 'n bietjie geluk, as ons nou 'n bewese berekening kan maak van wat is ons gemiddelde tarief op die belangrikste, kom ons sê maar 10 produkte wat ons van Amerika af invoer, dan gaan hulle sien dat op meeste van hulle is ons gemiddelde tarief baie naby aan 0, maar daar kom natuurlik ook nog ongelukkig 'n invoer BTW by. En ons sal moet daaroor ook nadink. En dan vir hulle oortuig daarvan dat hulle 'n fout gemaak het met hierdie berekening van hulle van hoe Trump het gesê ons gemiddelde tarief is 2 keer hoër as die 30% wat hy op ons het. Dit is 'n infame leuen. Soos ek vroeër gesê het, daardie gemiddelde tarief is baie nader aan 10% as aan 60%. En as ons hulle kan oortuig op grond van ons handelsdata wat beskikbaar is en dit word geaudit deur die ouditeur-generaal, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wat hierdie data sorg dat dit gereeld bygehou word, doen uitstekende werk. Dit is een van die doeltreffendste staatsinstellings in Suid-Afrika, is die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, en belastingbetalers is baie keer 'n bietjie bekommerd juist daaroor, maar dit is reg ook so. En dan kan ons hulle dalk oortuig om daardie 30% te verlaag, miskien ook na 10% toe, of selfs 5% toe, en ek glo ons sal miskien daarmee kan saamleef. Maar dis 'n belangrike aspek hierso, en dit is dat indien ons nou die Amerikaners gaan sien, en ons handelsdepartement amptenare is nou slim genoeg, dan sal hulle eers met die produsente in Suid-Afrika van hierdie produkte, die mense wat dit, en die invoerders wat hierdie produkte aankoop, soos die trekkers, gaan gesels bietjie met die boere, en vind uit, en gaan kyk 'n bietjie, hoeveel geld verdien ons regering uit tariewe op ingevoerde trekkers van Amerika af. Ek kan vir ons kykers waarborg, dit is weglaatbaar klein, in die konteks van ons totale inkomste. So hier is 'n toegewing wat ons kan maak, wat ons landbouers kan help, wat dit vir ons moontlik kan maak om goedkoper kos te produseer. Skrap die 25% op trekkers. En dit is ooglopend. As ek 'n senior amptenaar van die departement van handel en nywerheid was, het ek dit al gister gedoen. Dis tyd dat die regering wakker skrik vir die realiteite van internasionale en plaaslike ekonomie en toegevoegde waarde. Hulle kan kwaliks kompeteer met sê net maar Franse boere wat gesubsidieer word deur die staat. Dis ook seker deel van die probleem. Hierdie subsidiestelsel wat in veral Europa geld. Ja, jy weet, Freek, ek is baie bly jy opper dit, en ek kan sien jy het jou huiswerk gedoen. As jy student van my was, het ek jou vanaand 'n onderskeiding gegee. Maar die Franse boer, volgens navorsing ek gesien het, kry tussen 40 en 50% van die koste van hulle produksie terug by die belastingbetaler. Daar was 'n skitterende storie wat geskryf is, so half in 'n grap, maar dit was dit was gebaseer op die waarheid, oor hierdie Franse boer wat 'n koei het. Hy melk nie die koei nie, maar hy kry geld daarvoor. Net van geval hy die koei eendag gaan melk, kry hy tog nog geld by die staat. Nou, verbeel jou, hier's nou 'n Franse druiwe en wynboer. Hy kry nou hierdie reuse subsidie. Nou voer hy sy wyn uit na Kalifornië. En nou die mense in Kalifornië, wat net so terloops, as dit 'n land op sy eie was dit die sewende grootste ekonomie in die wêreld. Nou koop hulle Franse wyn, want is goedkoper. Dis nie naaste by so lekker soos ons wyn nie. En wat my betref is dit 'n feit. En Trump, sover ek weet, het 100% tarief ingestel op drank uit invoere van drank uit Europa uit. Dit kan tot ons voordeel strek, want dit maak ons wyn nou, wat ons uitvoer na Amerika toe, weer relatief goedkoop. Ons moet gaan witvoetjies soek by die Amerikaners. En ons moet miskien ook slim genoeg wees om dit vir hulle te verduidelik. Dinge noord van ons grense, hier in Zimbabwe en in ander lande, Mosambik, Angola,
Dit gaan maar broekskeer daarso. In baie van hierdie lande is daar politieke onstabiliteit, daar's grootskaalse armoede, selfs hongersnood. En ons hier in Suid-Afrika, ons is die 32ste grootste voedseluitvoerder in die wêreld. Ons kan 'n groot verskil maak aan hierdie lande. Maar dan moet hulle ons nou so klein bietjie help. Ons los die 25% tarief op die trekkers en implemente, baie implemente ook. En julle bring julle tarief af of los hom heeltemal en help ons nou so 'n bietjie. Jy weet, ons is aan julle kant wat hierdie ding met die Franse betref. Want Frankryk maak dit vir ons baie moeilik. Die hele Europese Unie maak dit vir ons baie moeilik om ons landbouprodukte na hulle toe uit te voer. En ons kry dit nog reg. En dit sê vir jou iets van die gehalte en die deursettingsvermoë van Suid-Afrikaanse landbouers. Ja, as mens 'n breë perspektief kry oor die situasie soos dit nou ontwikkel het, is dit nie tyd vir een of ander nuwe wêreldorde in handel wat gesamentlik deur mense in die VN besluit moet word nie. Dit kan tog nie so aangaan dat elkeen doen net wat hy wil en vra wat hy wil nie. En daar's geen sekerheid en stabiliteit. Breek, wat jy nou net gesê het, gee my hoendervleis. Want elke land, soos ons, het 'n tariefboek. Behalwe China, dink ek, en Noord-Korea. Maar en dit is op die kaarte, daar is dit oop en bloot. Ons weet dat as jy 'n trekker invoer van Amerika, betaal jy 25% tarief daarop en daai geld gaan na die staatskas toe. Die oplossing lê daarin dat alle lande in die wêreld, Amerika inkluis, moet hulle tariewe verlaag. Nie dramaties nie, want onthou 'n tarief word in die eerste plek ingestel deur 'n ontwikkelende land in die reël om plaaslike nywerhede klein bietjie finansiële ruimte te gee om te ontwikkel. Maar dan kom jy by 'n punt wat jy nou mededingend is internasionaal, omdat jy dit ernstig begin oorweeg om daai tariewe te verlaag. Maar as mens net as 'n voorlopige maatreël dit so ver kan kry, en ek is so opgewonde wat jy nou genoem het, dat alle lande instem om argumentsonthouwe net hulle tariewe met 10% te verlaag. So as jou tarief 10% is, dan verlaag jy hom met 10%, dan is hy nou 9%. En laat mens van daai beginpunt af, wat niemand baie seer gemaak nie. Niemand gaan baie seer kry as jy die tarief van 10 of 20 of 30% met 10% verminder. Nie, is 'n baie klein bedrag. Maar as 'n voorloper vir miskien oor 'n jaar nog 10%, so stadig oor die klippertjies, soos wat jy 'n olifant eet, happie vir happie. As mense dit so doen, dan gaan elke enkele klein verlaging van internasionale tariewe het feitelik onmiddellik 'n wederkerige positiewe uitwerking op ekonomiese groei en werkskepping. So dit lyk asof die probleme rondom tariewe nie noodwendig bestaan oor die essensie daarvan, die beginsel nie, maar dit gaan oor implementering. Ja, die politieke wil. En wat ek hou van hierdie voorstel van jou is dat as die Verenigde Nasies met die samewerking van die Wêreldhandelsorganisasie by die aard van die sake en die Wêreldbank en die Internasionale Monetaire Fonds, glo ek, moet ook betrokke raak, as hulle dit kan regkry om daai riglyn daar te stel. En lande, en dan vra hulle nou, dan gaan dit nou so tot stemmery oorgaan. Die lande wat teen dit gaan stem, sal byvoorbeeld moontlik lande insluit, soos Cuba, Venezuela, Noord-Korea, China. Maar dit sal redelik baie lande sal ten gunste daarvan wees om die Amerikaanse tariewe natuurlik te ontduik. En dit is nou lande wat miskien nou nie so demokraties en vrye mark georiënteerd is nie, maar hulle beweeg in daai rigting, soos Vietnam byvoorbeeld, soos wat Suid-Korea reg gekry het. Maar dan sal die wêreld sien dat die lande wat werklik amper militant is teenoor die verbreeking van die westerse demokratiese stelsel, dat hulle eintlik maar 'n klein groepie is. China, Noord-Korea, ek weet nie eens of Rusland daarby sal inval nie, maar al sou hulle inval, hulle is so oorlogsigtige land, dat hulle maar miskien uitgesluit kan word. Maar dit sal die kern van die wêreld se lande wat ten gunste is, essensieel van ten minste ekonomiese demokrasie,
sal dit, ek dink dit sal versterk en dit sal die kollig laat val op 'n land soos China byvoorbeeld. En hulle sê maar wat steek julle weg? Wat steek julle weg? Hoe is dit moontlik vir julle om hierdie produk goedkoper uit te voer as wat ons weet? Dit is wat dit kos. Daar gaan in hierdie produk soveel staal, soveel rubber, soveel arbeid in. Dit is onmoontlik vir julle om hierdie ding goedkoper uit te voer as die kosprys. En dan begin jy hulle straf met sanksies. China is 'n land wat behoort sanksies te kry. Wat is die verwantskap, dink jy, tussen die oorkoepelende doel wat Trump het, en dit is om vlugtelinge te keer en dwelmhandel te stop? Wat is die verband daarmee en tariefverhogings? Geen verband wat ek van weet nie, of wat ek kan uitlees nie. Hoegenaamd nie. Daarvoor is baie meer ingewikkelde sekuriteitsmaatreëls nodig, en nou is ons in die wêreld van spioene en dies meer, en ek weet niks daarvan af nie, en ek wil ook niks daarvan weet. Minstens weet ons daarom dat op 'n ligter noot dat Trump bewus is van Lesotho nou en waar hy geleë is, want hy het 'n 50% tariefverhoging koers gekry, wat natuurlik nie so lekker is nie. Maar in elk geval, wat dink jy daarvan dat daar nou iets moet begin gebeur uit Suid-Afrika sodat ons inisiatief kan neem in hierdie saak? Wat sou jy sê moet eers gedoen word? As jy môre die kans het om dit te doen, wat sal jy doen? Ek sal heel eers sorg dat die Departement van Handel en Nywerheid beraadslag met die private sektor. Die regering van Nasionale Eenheid is verbind tot groter samewerking met die private sektor. Hier is vir hulle uitstekende geleentheid om bewys daarvan te lewer. Praat met die boere, praat met die fabriekseienaars rondom die produkte waar ons 'n tarief op Amerikaanse invoere hef. Praat ook natuurlik met die mense by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om te kyk, byvoorbeeld indien ons die tarief op trekkers laat gaan, wat gaan dit ons kos in verlore douane tariewe? Ek wil net vir die kykers ook sê dat ons betaal min of meer 90% van ons totale douane tariefinkomste betaal ons net so oor in 4 checks aan Namibië, Botswana, Swaziland en Mosambik en Lesotho. Ek noem dit nog Swaziland. So ek geskool is daarin. En dit is ongelooflik. Niemand het nog ooit die moeite gedoen om hierdie 4 lande te probeer speen hiervan nie, want hulle behoort eintlik net 10% daarvan te kry. So hier is 'n klomp goed wat hulle kan regkry. En dan as hulle nou met die private sektor onderhandel het, dan het hulle iets om op die tafel te sit as hulle Amerika toe gaan. Vir die ouens sê, right, ons het nou hierdie tarief verlaag, daai tarief verlaag, daai. Dit het meegebring dat ons gemiddelde tarief is nou onder 5%. So asseblief kerels. En dames, as dames by betrokke is, kan julle nou nie maar 'n bietjie vir ons tegemoet kom nie. En ons sal julle ook help hier in ons Suidelike Afrika streek met die bekamping van terrorisme. Ons is juist besig, ons het sover ek weet 20 van die 22 items wat ons moet aanspreek om van die gryslys af te kom, wat ook verband hou met die befondsing van terrorisme. So ons is op die regte spoor hierso. So ons kan daai pogings van hulle aanval. Hier is geleenthede vir ons nou hierso om werklik nie net witvoetjie te soek by die Amerikaners nie, maar om hulle te help. Om hulle te help om terrorisme te bekamp. Ons het baie vriendelik geraak met lande wat nie skroom om terrorisme te befonds nie. En dit is 'n klad op ons bladsy daai wat uitgevee moet word. Rolof, baie dankie. Groot waardering vir jou deelname. Voorspoed en totsiens. Dankie Freek. Goed gaan.